besig om te gesels oor ons reeks Kom in Posisie en vanoggend wil ek met u gesels oor kniel. Om te kniel is soms vir mense die moeilikste ding om te doen. En as 'n eenvoudige rede daarvoor, ons dink te veel van onsself. Ons voel ons is te groot om die knie te buig. Maar weet u, broers en susters, elke mens op hierdie aarde gaan sy knie buig voor iets of iemand. Al buig jy jou knie vir jou eie ego, jy gaan nog steeds buig. Al buig jy jou knie vir jou eie grootheid, jy buig nog steeds jou knie. En daar sal 'n oomblik in die dag aanbreek wanneer elke mens wat op hierdie aarde is, sy knie sal buig voor die Lam. Elke een wat asem gehaal het ooit en ooit asem sal haal, sal sy knie buig. Dit is so en dit staan vas. Dit is baie beter om te kniel voor die Here Jesus Christus voor jy voor enigiets anders te kniel. En elke kniel is 'n keuse. Ek en jy moet kies. Jy sien, ons is gemaak mense om regop te staan. So, dis hoe jy gemaak is. Jy is gemaak om regop te staan en te loop. So, om af te gaan tot op my knie is altyd 'n keuse. Om voor God te kniel is altyd 'n keuse. So, ek wil nou vanoggend met u gesels oor kniel. Dwight Moody, L. Moody, het gesê, every great movement of God can be traced to a kneeling figure. Elke groot beweging van God kan teruggevat word na iemand wat kniel. 'n individu, 'n kerk, 'n gemeente. En as jy 'n groot beweging van God in jou lewe wil sien, dan moet ek en jy maar 'n bietjie kniel. Ons moet 'n bietjie buig voor die koning. En 'n bietjie buig voor die Here en 'n bietjie tyd met hom spandeer. Filippense 2 vers 9 tot 11. Jy moet maar verskoon as ek so 'n bietjie hoeserig is vanoggend. Filippense 2 vers 9 tot 11 lees ons die volgende. Hy sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat in die hemel en wat op die aarde is en die wat onder die aarde is. Elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Elke knie sou buig. Nou daai woordjie sou is 'n baie interessante 'n woord. Die vorm waarin dit geskryf word in die Grieks is 'n aorist vorm. En 'n aorist vorm, daai spesifieke vorm, sê dit sal so wees. Dis nie 'n onderhandelbare feit of jy wonder daaroor nie. Die woord van die Here sê vir jou en my en sê vir hierdie hele wêreld, of jy in God glo of nie, of jy Jesus aanvaar of nie, of jy hom verwerp, of jy jou eie pad loop, jou eie ding doen, of jy jouself as God en koning sien, of iets anders voorbuig, of enige ander entiteit of ding voorbuig, daar sal 'n dag kom, wanneer alles wat asem het sy knie voor God gaan buig, gaan voor Jesus buig en sê, U is die Here. Vir sommige gaan daai buig te laat kom. So as ek jou kan raad gee, buig nou, terwyl jy kan. Kniel nou voor God, terwyl jy kan. Want daar gaan 'n dag aanbreek, wanneer alle mense in die heerlikheid van God voor Jesus Christus gaan verskyn, en jou bene gaan nie die vermoë hê om jou regop te hou nie. Jy sal grond toe gaan.
So terwyl ek en jy die kans het om nou hier te buig en te kniel voor die Here en hom te erken as God en koning, kom ons doen dit met 'n vrywillige hart, sodat ek daarby kan uitkom. Wat is dit wat dan keer dat ek en jy kniel voor die Here? Wat keer dat mense kniel? 'n Dood eenvoudige ding, 'n harde hart keer dat ons kniel. 'n verharde hart doen dit. Kyk gou saam met my na Psalm 95. Psalm 95 verse 6 to 8 says, "Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep in his hand. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts as at Meribah, or as on the day of Massa in the wilderness." Nou die psalmskrywer skryf dit nou vir die Israel en 'n verwysing na Israel se harde harte wat hulle gehad het. Maar dit is interessant as jy nou net hierdie 3 versies vat en jy kyk daarna. In vers 6 sê hy, ek en jy moet kniel, en ons gaan nou 'n bietjie meer in detail kyk wat hy vir ons presies daar sê. Hy sê, you must worship, you must bow down, you must kneel before the Lord your Maker. So hy sê, kom, kniel voor die Here jou God. In vers 7 sê hy, voor wie kniel ek en jy? Voor God. En dan as jy net die volgende versie gaan, en jy gaan dan na die volgende versie, vers 8 toe, dan sê hy, hoekom kniel mense nie? Hy sê, kneel before the God your Maker, kniel voor God jou maker, jou skepper, kniel voor hom, moenie jou hart verhard soos hulle gedoen het nie. Harde harte veroorsaak dat ek en jy nie kniel nie. Nou terwyl ek besig was om voor te berei en ek na hierdie goedes bietjie kyk, toe kom die gedagte van Farao by my op. Ons almal ken vir Farao en die verharding van sy hart teenoor Israel. En ek gaan toe en ek gaan lees 'n bietjie deur en is nogal baie interessant wat die Bybel oor hom sê. Ons lees in Eksodus 7 vers 22. En hy sê dan, maar die Egiptiese towenaars het dieselfde gedoen met hulle towerkunste, sodat Farao se hart verhard is en hy na hulle nie geluister het soos die Here gespreek het nie. So hier sit Farao, sy towenaars doen dieselfde wonderwerk as wat Moses gedoen het en hy verhard sy hart. Maar as ons nou 'n bietjie net mooi na die woordjie kyk, daai woordjie verhard in die Hebreëus is dit 'n woordjie shazah. Dit is om te versterk of om jou op te bou, en dit gaan net hieroor om selfgeregverdige redenasies hardnekkig jou hart te verhard teen enige ander idees. Dis wat dit beteken. So hy sê eintlik Farao het met sy eie redenasies sy hart hard gemaak teenoor enige idee dat God wil hê sy volk moet trek. En dit is presies dieselfde wat ons doen. As mense, dit is wat ons doen, ons verhard ons harte teen God se idees. Ons lees die woord en dan ignoreer ons die woord. Hoekom? Want my hart is verhard. En dis nie iets wat net buitekant gebeur, dis ek wat dit doen. Ek verhard my hart. Ons sien die volgende in Eksodus 7 vers 14. Then the Lord said to Moses, Pharaoh's heart is hardened. He refuses to let the people go. En nou is dieselfde woordjie verhard in Afrikaans, maar is heeltemal in Hebreëus 'n ander woord. Dis die woordjie kabet. Dit beteken om 'n swaar, heavy and a dull hart te hê. Dis soos 'n hart wat niks kan indring nie. It's keeping yourself close, not wanting to understand or consider anything else. Dis om, met ander woorde, ons sou sê, jy hou jou dig. Nee, dis om jou hart dig te hou. Jou denke dig te hou. Sodat niks kan indring dan nie. Jy hou alles buitekant. So hy sê, hy kom verhard sy hart op hierdie manier. En ons lees verder. In Eksodus 13 vers 15, hy sê, want toe Farao swaarigheid gemaak het,
om ons te laat trek, het die Here al die eersgeborenes in Egipte land gedood, van die eersgeborene van die mense af tot die eersgeborene van diere toe. Daarom offer ek aan die Here alles wat die moederskoot open, wat manlik is, maar al die eersgeborenes van my seuns koop ek los. Hy sê, want die Farao het swaardigheid gemaak, en nou gebruik hy 'n ander woord om te verduidelik wat in sy hart aan die gang is. Dit is 'n woordjie kasha, en dit is om hard of rigied te wees, om uiters, nou lees gou net gou hierdie woorde, né? Dit beteken om uiters moeilik, ongeduldig, koppig, onwillig om te luister of saam te werk, emosioneel onbeweeglik, onbuigsaam of nikkerig te wees. Wie van julle ken so 'n ou? Ek wil nou gesê, stamp so, maar eintlik moet jy nou stamp jouself so 'n bietjie. Nou, hy praat hier oor die Farao en die verharding van sy hart. En dis al die eienskappe van verharding. En dis so ek en jy as 'n mens soms leef. Ons leef met harde harte teenoor God. Ons kan met harde harte leef teenoor die mense om ons ook, maar ons maak ons harte hard. En ek en jy moet op 'n plekkie kom waar ons sê, Here, ek wil nie met 'n verharde hart rondloop nie. Ek wil nie 'n mens wees wat hierdie eienskappe dra, wat moeilik is, wat ongeduldig is, wat koppig is, wat onwillig is om te luister, wat emosioneel onbeweeglik is, wat onbuigsaam of nikkerig is. Ek wil nie so leef nie. Ek wil nie hierdie pad stap as 'n mens nie. So, hoe kry ons dan die hart van God? Ons lees dit in Esegiel 36. Ezekiel 36 verse 27 says, and I will give you, he says, I will give you, wie praat hier so? God, I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone, daai harde hart, né? I will remove it from your flesh and give you a heart of flesh. So when we read this, Ezekiel says, God says, I will give you a new heart. Ek sal jou 'n nuwe hart gee. Nou moet ons die vraag dan vra, Here, is dit 'n goeie ding om 'n nuwe hart van vlees te hê en die harde hart uit? Sou julle sê dis 'n goeie ding? OK. En as die woord dan sê die Here doen dit, hoekom is ons dan nog steeds hardkoppig en hard van hart? Hoekom is daar nog steeds mense wat se harte nog nie verander het nie? Jy sien, want dis nie die enigste vers wat Esegiel hieroor geskryf het nie. Daar's 'n ander versie wat hy ook hieroor skryf. Nou sê hy in Esegiel 18 vers 31, dan sê hy, werp al julle oortredinge waardeur julle oortree het van julle af weg. Lees nou. Hy sê, en maak vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Want waarom wil julle sterwe, o huis van Israel? So Esegiel sê, God gee vir ons 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. En dan sê Esegiel vir die Israeliete, en hy sê dit daardeur vir ons ook, maak vir jou 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. So met ander woorde, as ek dit nie wil doen nie, gaan God nie net my hart uitdruk nie. Hy wag vir jou. En ek en jy werk saam. Jy sien, broer en suster, want die een ding wat ek en jy verstaan, dis verskriklik moeilik vir jou en my as 'n doodgewone mens om ontslae te raak van 'n harde hart. Ek het God se hulp nodig. Maar ek moet wil. Ek moet wil. Ek moet die keuse maak om te sê, Here, ek wil nie met 'n hardheid hier in my rondloop nie. Nou, soms loop ons hier rond, want omstandighede het ons hard gemaak. Die lewe het ons hard gemaak. Sonde maak ons hard. As jy nou net na hierdie stukkie lees, hy sê,
en julle moet julle oortredinge, werp julle oortredinge waardeur julle oortree het van julle al weg. Met ander woorde, raak ontslaaf van jou sonde. En ons weet hoe om dit te doen. Ons gaan na Jesus Christus toe en hy kan ons harte en ons lewens, hy verander ons lewens. Ons gee dit vir hom, hy vergewe ons. Maar hy sê ook, ek en jy moet werk met hierdie hart. Hierdie hardheid, hardnekkigheid en swaarigheid en moedswilligheid en al daai goed wat hier binnekant in jou sit, die onveranderlikheid, ek wil nie beweeg nie, ek wil nie buig nie, ek wil niks doen nie, daai stuk ding moet jy aan werk en jy moet 'n keuse maak om te sê, Here, ek wil dit nie in my hart en ek wil nie so leef nie. Ek wil hê u moet vir my 'n sagte hart kom gee. En dis wat hy wil kom doen, dis wat hy vir ons waarborg en dit vir ons sê. Maar daar's 'n proses daaraan om by 'n sagte hart uit te kom. En dit begin by sien. Jy sien, broer en suster. Daai versie wat ons net gelees het. Daar gaan 'n dag aanbreek wanneer elke knie gaan buig. Wanneer breek daai dag aan vir enige mens? Daai dag breek aan wanneer jy voor Jesus Christus staan en vir die heel eerste keer in jou lewe om in sy volle heerlikheid gaan sien. Dan sal jy raak soos almal aan wie hy verskyn het. Die kere wat hy op die aarde verskyn het aan mense nadat hy verheerlik is. Hy het verskyn aan Paulus. En wat het met Paulus gebeur? Hy het van sy perd af gaan val tot op die grond. Hy het voor Johannes gaan verskyn. En wat het met Johannes gebeur? Johannes het soos 'n dooie aan sy voete neergeval. Jy sien, broer en suster, daar gaan 'n dag aanbreek wanneer ons die volle heerlikheid van Jesus Christus gaan sien. En elke knie gaan buig. So om jou knie te buig beteken ek en jy moet hom sien. Ons moet op 'n plekkie kom waar ons in ons harte hierdie besef het van wie is hy regtig? Wie is Jesus Christus, die koning van die konings? Wie is hy? 2 Corinthians 3 verse 18 says, and we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image, from one degree of glory to another, for this comes from the Lord who is the Spirit. I must look at Christ. Ek kan nie, as 'n mens, nou. Kyk, as ek 'n harde hart het, en ek kyk na mense en omstandighede en goed om my, dan is dit verskriklik moeilik om ontslae te raak van jou harde hart, want mense soort van, hulle wek dan hierdie ding nou op om hard te wees. Omstandighede bring dit. So ek kan nie na mense kyk en sê ek moet 'n sagte hart hê, of na die wêreld kyk en ek moet 'n sagte hê, ek moet na Jesus Christus kyk. En ek moet sy heerlikheid sien. I must behold his glory. Ek moet met ander woorde op 'n plekkie kom waar ek in sy teenwoordigheid kom om hom te kan aanskou. En dit kry ek deur aanbidding en tyd met die woord te spandeer. Ek moet daar kom, anders gaan ek nie kan sien nie. En ek gaan nie sy heerlikheid sien nie. En as ek nie sy heerlikheid sien nie, gaan ek nie buig nie. So ek moet sy heerlikheid sien. En dan moet ek glo. Dan moet ek glo, hy is wie hy sê hy is. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Ek moet begin om te glo, Jesus is die Here. Baie mense kom tot bekering, omdat hulle bang is vir die hel. Hulle maak Jesus Christus Here van hulle lewens, want hulle is bang vir die hel. Hulle kies hom nie vir wie hy is nie, maar vir die feit dat hy hulle uit die hel uit kan hou. Een of ander tyd moet elke kind van God op 'n plekkie kom, waar jy Jesus Christus kies, omdat hy God is.
En omdat hy Here is, moet jy hom kies as gevolg van sy majesteit en sy heerlikheid en sy grootheid vir wie hy is. En die oomblik wanneer ek hom kies vir wie hy is, die oomblik wanneer ek dit doen, dan verander my lewe en my denke oor hom en my aanvaarding van wie hy is. Anders te bly hy maar net die een wat gebore is, die een wat gelewe het, die een wat gesterf het, die een wat opgestaan het, die een wat opgevaar het en sit aan die regterhand van die Vader. Hy bly net vir my hierdie wese wat vir my help dat ek nie hel toe gaan nie. Maar hy het nog nie koning en Here geword van my lewe nie. So dis hoekom ek op 'n plek moet kom waar ek hom kan aanskou vir wie hy is. Dan kan ek nie anderster as om te twyfel dat hy die Here God is nie. En ek moet dan glo, en geloof sê hy kom deur die gehoor. So geloof is die sagte, afhanklike, teenoorgestelde van rebellie en van weerstand en selfstandigheid, en geloof kom deur die gehoor. Dis die enigste manier hoe iets hier binnekant in jou gaan verander. Jy moet regtig glo dat Jesus die Here God is en koning is en die meester is. En ek en jy, ons moet sy heerlikheid sien. En hoe sien ek en jy? Ons sien deur te hoor. Ja? As ek die woord vat en ek lees dit deur, dan sien ek sien prentjies, ek sien wie Jesus is. En die woord skep vir my 'n prentjie van hom. Dis hoe ek begin glo. Want ek sien hom. En ek sien sy hart en ek sien sy wese en ek sien wie hy is. Die oë van die hart kyk deur my ore. Wanneer ek die woord hoor, wanneer ek die woord lees, wanneer ek tyd spandeer met die woord, dan word ek getrek na hom. Dis hoe ek hom erken, dis hoe ek hom sien. Dis wat maak dat ek wil wees soos wat hy is. En dan beteken dit ek moet sterf. Ek moet klaarmaak met myself. En as ek en jy, mensies, as ons nie klaarmaak met onsself nie, dan kan ek kan nie kniel nie. Ek kan nie buig voor hom nie. Want ek is nog te belangrik. Ek moet sterf in myself en doodgaan in myself. Galatians 2 verse 20 says, we have been crucified with Christ. Wedergebore kind van God, jy is gekruisig met Christus. So, it is no longer I who live. As jy nie meer lewe nie, wat beteken dit? Jy is dood. So, as jy tot bekering gekom het, as ek nou hierdie paadjie loop van die lewe, en ek het nou hiersoos ek en nou ekke, en hier kom ek, en ek herken Jesus Christus as koning en Here, en ek kom tot wedergeboorte, dan sê hy, dan gaan Kobus van Sail hier dood. Die ou Kobus kan nie hierdie pad verder loop nie. Hier is 'n nuwe ene. Christus in my. Die ou een kan nie aanhou nie. Ek kan nie meer leef soos ek geleef het, doen soos ek gedoen het, praat soos ek gepraat het. Ek kan nie meer met daai harde hart loop nie. Ek het 'n nuwe hart ontvang in Jesus Christus. En nou stap ek 'n pad as 'n nuwe mens. Ek is verander. Hy sê, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. 'n Sagte hart word ingesit by daai plek wanneer ek myself kruisig. Om nou maar net dit so eenvoudig te verduidelik. Wat gaan gebeur as ek nou die vermoë sou hê om my handjie hier in te steek hier binnekant, hoe gory dit nou ook al kan klink of lyk, en ek haal my hart uit. Wat gebeur die oomblik as ek my hart uithaal? Dan gaan ek dood. Ek leef nie meer nie. Al is dit nou 'n hart van klip, wat beteken dat jy net lewe in 'n geval. Okay, jy al agtergekom, 'n hart van klip kan nie klop nie.
So die oomblik wanneer hierdie hart van my uitgehaal word en 'n nuwe een hier ingesit word, daai oomblik is ek dood, dan sterf Kobus van Sail. En nou kry ek 'n nuwe hart. En ek lewe as 'n nuwe mens. En soms het ek en jy nodig om onsself net weer 'n slag te herinner. Kobusie, jy is dood. Die ou mens is nie meer hier nie. Jy is nou 'n nuwe mens en jy leef nie meer deur jouself nie. Paulus skryf vir die Galasiërs. Hy sê, but Christ who lives in me, it is no longer I that live, but Christ who lives in me. My lewe kom van Christus af. Alles het verander hier binne in my. So ek moet hom sien. Daar is geen mens wat Jesus gesien het. Geen mens wat hom gesien het en nie verander is nie. As ons hom kan sien, sy heerlikheid, I will gladly go down on my knees. Gladly. Inteendeel, ek sal sommer val daar op hulle. En nie net op my knie, ek sal sommer plat gaan lê. Daar's 'n magtige werk wat hy kom doen het vir jou en my. Om hierdie harde hart uit te haal en vir my 'n nuwe hart te gee. Jesus lewe in my en deur my vir ewig. So, daar's 3 soorte kniel in hierdie lewe. Psalm 95 lees ons van hulle. Hy sê, kom laat ons aanbid en neerbuk en laat ons kniel. Nou gebruik hy 'n woordjie in die Hebreëus, die woordjie daar is shaka vir daai aanbid. Dit beteken aanbidding wat jou transformeer. Jy sien, aanbidding moet my verander. Anderster, as aanbidding my nie verander nie, het ek net met my kop aanbid. Ek het nie as 'n heel mens, liggaam, siel en gees aanbid nie. Wanneer hy daai woordjie gebruik, aanbidding, dan sê hy, dis 'n neerbuig voor God in aanbidding, en daai aanbidding verander jou. Dit verander jou en my. Dis wat daai aanbidding is. Dit beteken om neer te kniel. In die Hebreëus spesifiek beteken dit, ek kniel voor God in aanbidding. Dis wat die woord beteken. Ons vertaal dit met aanbidding, maar dis wat dit is. Ek kniel voor God. Dis nie regop staan en aanbid, of loop en aanbid nie. Daar's niks daarmee verkeerd nie, daar's 'n tyd vir alles. Maar daar is 'n tyd vir kniel en aanbid. Daar is 'n tyd wanneer hierdie mensheid nie moet buig voor God. Dis om jouself aan te bied as iemand wat besig is om te groei en te verander. Dis wat hierdie aanbidding is. Dis 'n transformasieproses wat stukkie vir stukkie in jou verander. Dis kniel met 'n hart wat oop is vir God se openbaring. Wanneer verander ek en jy? Wanneer van ons? Wanneer ons hom sien in sy heerlikheid en hy homself aan ons openbaar, en wanneer hy homself aan ons openbaar, dan kom ek agter, Here, hier's goed in my lewe wat nie in lyn is met wie U is nie. So stukkie vir stukkie kom verandering in my lewe in, wanneer ek hom sien, wanneer ek hom beleef, wanneer ek in sy teenwoordigheid is. Dis wanneer verandering kom. En hierdie is aanbidding in sy teenwoordigheid. Dis 'n kniel voor God wat sê, Here, ek is nie genoeg nie. Ek is nie genoeg nie. Ek het U nodig in my lewe. Dis 'n kniel wat onvoorwaardelik net jouself oorgee.
Nie kom met Here, nou weet ek het nou plannetjies en help my met hierdie, help my. Dis 'n kniel voor God en sê hier is ek, doen met my wat U wil, Here. Kom werk in my, kom verander my, kom vernuwe my, kom breek deur in my lewe en in my gees. Jy sien, broer en suster, aanbidding, openbaar niks van God nie. Hoor mooi wat ek sê? Aanbidding openbaar niks van God nie. Jou aanbidding, my aanbidding openbaar niks van God nie. Ek het nie genoeg woorde en slim woorde en goeie woorde om God eers te kan begin beskryf nie. Al ons aanbidding is gebroke. So aanbidding openbaar niks van God nie. Aanbidding sê, hoe ver het ek al verander na die beeld van God toe? Dis wat aanbidding sê. Hoeveel het hierdie mens al getransformeer na die beeld van Jesus Christus toe? Daar's nie een woord wat ek en jy vir God kan sê. En al ken ek ook 'n rits woorde wat eers kan begin om iets van hom te sê nie. Hy's meer en groter as enigiets. Aanbidding sê net, Here, hier is ek en kyk hoeveel het ek al verander. Hoeveel is U besig om met my te werk en in my gees te werk en my nuut te maak. Die volgende woordjie wat ons daar kry is, he says, oh come, let us worship, dis die eerste woord. Die tweede woord is, let us bow down. Dis 'n woordjie wat, dis die woord in Hebreëus is kara, dis om neer te buig en ook om plat te lê op jou gesig. So dis neerbuk, kniel voor die Here en hierdie, as ek het nou so kan verduidelik, as ek kan sê, hierdie is die eerste ene en die tweede ene is so, Here hier. Of ek lê plat op my aangesig voor God. Dis 'n groter oorgawe, dis 'n dieper buig voor die Here om te sê wie hy is en wat hy is. Dis die woordjie beteken letterlik om neer te buig of te gaan lê voor iemand en die grond voor sy voete te soen. En in die tyd wat hierdie geskryf is in die Midde-Oosterse wêreld, is dit wat slawe gedoen het. Dis 'n totale oorgawe, Here, U is alles, ek is niks. Dis om te gaan lê en die grond te soen, of ook sy voete te soen. Daar's 'n Griekse ekwivalent in die Bybel, wat ook hierdie selfde gedagte het, maar dit is nie om die grond te soen nie, dis om 'n hand te soen. Ons lees dit in 'n paar plekke, waar hy praat van aanbidding, en dan die woorde wat hy gebruik is om die hand te soen van iemand. So, wat het jy gedoen wanneer jy iemand se hand soen? Jy het die hand gevat, en respek het jy gebuig voor die persoon, en jy die persoon se hand gesoen. Dis 'n teken van absolute respek. En hierdie behoort aan God. Hierdie is respek wat aan God behoort, nie aan 'n mens nie. In die vroeë jare, die konings, jy weet, die ouens wat nou konings was, en groot was, en daar's 'n sekere kerk wat dit nou nog doen, waar die hoof van die kerk, as jy aankom, hou hy sy hand uit, en jy moet hom sy ring soen. Ek weet nie of dit is om te sê jy het 'n mooi ring, of wat is dit nie, maar that's an honor that belongs to God. It is His honor. It is His. Ons buig nie voor mense nie, ons buig voor die lewende God, ons knieë. So met ander woorde, daai woordjie beteken om met nie 'n agting te bewys aan die persoon. Jy sê in vergelyking met U, is ek niks nie. Dis hoekom ek so laag buig voor die Here. Ek beteken niks nie. Dis die erkenning van 'n ander persoon se posisie, van wie hy is, die erkenning dat hy God is, dat hy Here is, dat hy meester is om te gaan kniel en te lê, en voor hom neer te buig, in totale erkenning, die Here God is in beheer.
En dan gebruik jy die woord. Hy sê laat ons kniel. Met ander woorde, as jy na die oorspronklike taal toe gaan, dan beteken elkeen van daai woorde aanbid, neerbuk en kniel beteken om te kniel. Dit beteken om jou knieë te buig, om op jou knieë af te gaan voor iemand. Ons vertaling het hom net die laaste een, die eerste een is neerbuk, so jy kan vertaal neerbuk, is wanneer ek so maak, in die vertaling, en kniel beteken op jou knieë. Maar al drie hierdie gevalle sê vir jou, gaan af op jou knieë, voor God. Kniel, die woordjie is barak in die Hebreëus. Dit beteken twee goed. Barak beteken om te seën. Jy sal sommige plekke lees, as jy dit lees, sal sê, Here, ek seën u, of seën God. So wat beteken dit wanneer ek God seën? Ek bedoel, as jy nou die Bybel lees, dan sê, in een van die stukke skryf hy, 'n meerdere kan, net 'n meerdere kan 'n onderste een seën. Jy verstaan? Ek kan nie 'n meerdere seën in terme van, sit my hande op jou en hier's 'n blessing op jou lyf nie. Ek kan dit nie doen nie. Dis nie hoe dit werk nie. Jy kan nie, you cannot impart what you do not have more than the other person you impart to. So ek kan niks gee wat ek nie het nie. So wanneer hy hierso vir my sê barak of kniel neer of seën die Here, wat sê hy? Hy sê ekke, kom, ekke, en ek kom buig neer voor God en ek sê vir hom, Here, hier is my alles, my totale wese as 'n offer aan U. Dis 'n totale wese as 'n offer aan U. In die Bybelse tyd het jy gekniel om seën te gee en om seën te ontvang. So wanneer ek voor hom kniel en ek gee seën aan hom, is dit nie hierdie ding van ek seën U Here en jy be blessed nie. Hierdie is 'n offer. Dis om jouself te vat en geen krieseltjie van jouself terug te hou. Net alles is U sinne, Here. That's how you bless him. Maar dis ook die posisie waarin ek seën ontvang. Dis die posisie waarin mense seën sou ontvang van enigiemand anders, van 'n priester of enigiemand anders af. Ek weet nie wie van julle sal dit onthou nie, vroeër jare, wanneer mense getrou het, dan aan die einde van die troue, as hulle klaar is, dan die man en vrou gekniel voor jou, as die predikant, en dan het jy hulle geseën. So daar was altyd twee sulke kussentjies met blommetjies en strikkies en allerhande my giftertjies op. En ek kan onthou in een van die, kyk, alles loop, en dan heilig ook nog, dan loop het nog meer. Ja. En nou is ek besig met voorhuwelikse berading, en nou stap ek met die ouens se pad deur, ek sê vir hulle, okay, dis hoe die hele troue gaan plaasvind, en ons, gewoonlik as ek mense trou op Vrydag, as ek hulle op 'n Saterdag trou, die Vrydag het ek 'n inoefening van die troue, en dan gaan ek, stap ons nou so deur die proses, dat almal net seker is, weet, dit help met die sinewies, dat vir die troue en die goed is, dat ons nou nie snacks en goeders het wat pla nie. En ek kan onthou, en ek nou verduidelik vir hulle, nou is ons klaar, ek sê vir hulle, nou is ons klaar, en dan kniel die Here nou hiervoor, nou op die kussentjies, en julle moet nou maar besluit, wat wil julle hierso, weet, gewoonlik bring mense hulle eie kussentjies, wat nou geborduur is, en die goeders, en so aan, party hou van sy, en ek maak die sakkie, maar nou in 'n geval. Kyk, so hulle het hulle goedjies wat hulle daar sit. Ek sê dan kniel julle hier voor my, en die laaitie, kyk my so, hy sê my, ek kniel voor niemand nie. Ja, dat is 'n verrassing wat hom gewag het. Toe hy dit nou sê, toe kyk ek nou net vir hom so, en ek vra sy vroukie, wat wil jy doen? Sy sê nee, ons gaan kniel.
So toe sommer net daar besef hy toe. Hy is nie so braaf as wat hy gedink het nie. Jy verander nogal baie vinnig as die ander helfte praat. So het nie lei nou maar. Want vroukie het gesê, jy sal kniel, boetie. En toe ontvang hy nou die seën en die goeders. Jy sien, hierdie kniel is dit kniel voor God, om nie net myself vir hom te gee, as 'n totale offer, as seën vir hom nie. Maar as ook 'n plek waar ek seën ontvang, om dit deel te maak van my lewe. So, jy kniel om seën te ontvang en om seën te gee. Broer en suster, daar's baie goed wat ek nog kan sê oor kniel. Jy sien, en ons moet net dit verstaan. 'n Mens kniel heel eerste in jou hart, voordat jy met jou knie kniel. Dis hier waar die kniel is. Van julle wat nou hier sit, as jy gekniel het, moet jy nou iemand kry om jou te help om weer op te kom. So dis 'n moeilike proses. Jy gaan krakend af en jy kom krakend op. Dit het minder te doen met die fisiese posisie as die hartsposisie. Maar het is goed om met die fisiese posisie ook te kniel. Het is nogal goed vir jou liggaam ook. As jy so kniel soos wat jy moet kniel, dan kom 'n paar goed los ook. Hier van die ruggraat af onder toe, knieë, die joints, spiere kom los wat lankal nie meer wou werk nie. So kniel is 'n redelike goeie ding vir jou fisies ook. Maar as hier, waar ek en jy kniel. Wanneer laas mens, het jy regtig voor Vader gekniel? En jouself net as 'n offer gegee aan hom. Wanneer laas het jy gekniel en regtig net jouself net in opregtheid met 'n hart wat opreg is, geerken, Here, ek is niks. Daarom vra ek vir jou die vraagie, wanneer gaan jy kniel? Doen dit terwyl jy kan. Terwyl jy die keuse het om dit self te doen. Moenie wag tot op die oomblik wanneer die mat onder jou uitgeruk word en jy plat op jou gesig lê as gevolg van omstandighede nie. Vertrou God. Kniel voor hom terwyl jy kan. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Dankie Here vir u woord. Dankie dat jy met ons praat en met ons deel. Here, ons kniel voor u. Dankie Here. Dankie dat ons voor u kan kniel in aanbidding en lofprysing, om eer aan u te bring, om u te vereer en te verheerlik. Dankie dat u ons leer, Here. Dankie dat u in ons lewens inspreek. Ek wil vir jou geleentheid gee vanoggend. Ek weet dit is dalk nou moeilik daar waar jy is. Maar miskien voel jy, net jy as 'n individu, jy wil net vir 'n oomblik 'n bietjie kniel voor God. As jy nie kan nie, is okay. Jy kan in jou hart kniel, dis wat ek gesê het. Maar as jy kan, wil jy nie net vir 'n oomblik daar waar jy is, net voor die Here kniel. Buig net jou knieë so 'n bietjie voor die Here God.
Gee jouself so 'n bietjie vir hom. Sê net, Here, hier is ek. Ek kom gee myself aan U as 'n offer, Here. Ek buig voor U in erkenning van wie U is. Ek buig in erkenning voor die lewende God, die Almagtige, die Allerhoogste. Ek buig voor U, Jesus, die Verlosser en Vrymaker van my lewe. Ek buig voor U, Heilige Gees van God. En ek erken dat U God is en Here is. Ek erken, Here, dat U die lewende koning is. Vir ewig en ewig is U God. Ek erken ek het U nodig, Here, want ek is niks, en sonder U is ek niks. Ek kom gee myself aan U, as 'n lewende, aan God welgevallige offer. Ek kniel, Here, om U seën in my lewe te ontvang. Dankie, Here. Dankie, my koning. Ons buig voor U. Ons buig voor U, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie dat ons harte voor U kan buig, Here. Dat ons kan erken dat U die lewende God is, dat ons U nodig het. Dankie, Here, dat U ons kom help om hierdie hardheid van harte, hierdie hart van klip uit te haal en te vervang met 'n hart van God se genade en liefde en seën. Die hart van Jesus Christus in ons. Dankie, Here. Dankie, my Here. Ons eer U, Here. Ons eer U, ons eer U, ek eer U, my God en my koning. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus.